Ek sê vir julle almal baie welkom vandag by Tehillah gemeente. Ons vertrou dat u die diens saam met ons gaan geniet. Ons gesels vandag leer ken die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Goed, kom ons bid almal saam. Abba Vader, baie dankie dat ons vanoggend se diens aan u kan opdra, dat ons die woord aan u kan opdra en dat ons kan vra Vader dat u ook hierdie woord sal seën wat oor die Heilige Gees handel. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. So my onderwerp vanoggend is leer ken die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Nou ons moet verstaan dat die Heilige Gees is 'n gees. Omdat dit 'n geestelike aspek het, gaan jy nie bewus wees van hom in jou as hy nie in jou is nie. So jy moet bewuslik vir die Here vra om sy Heilige Gees vandag deel van jou lewe te maak, om jou te vul met die krag van sy Heilige Gees. Jy moet die Here vra dat hy sy Heilige Gees stuur om in 'n amper wil ek sê 'n formidabele wyse, 'n aanvoelbare wyse die teenwoordigheid van die Heilige Gees te beleef. Want ons kan nie net aanvaar die Heilige Gees is by ons nie. Ons moet vra, Here, kom vul my vandag met die Heilige Gees. Kom bekragtig my met die Heilige Gees. Kom raak my aan met die Heilige Gees. Goed, kom ons kyk na ons skriflesing. Is Handelinge 2 vers 1 tot 8 en 16 en 18. En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale soos die Gees van hulle gegee het om uit te spreek. En daar het in Jerusalem Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. So dis waar ons die woord van spreek in tale kry, want die Here se spreek in tale maak gebruik van waar die woord sê, alles beskikbare tale. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek, dan die Galileërs nie? En hoe hoor ons hulle elkeen ons eie taal waarin ons gebore is? Maar dit is wat deur die profeet Joël gespreek is, en ook op my diensknegte en diensmaagde sal ek in die dae van my gees uitstort, en hulle sal profeteer. Tot sover. Die Here seën sy woord. Nou wat is die doel van die Heilige Gees? Hoekom het God die Heilige Gees gestuur? God het die Heilige Gees gestuur, nommer 1, om Jesus te verheerlik. So die Heilige Gees gaan altyd, wanneer jy lof en aanbidding na die Here bring, dan hoor ek, wanneer ek bid, dan sal ek hoor hoe ek lof en aanbidding na Jesus toe bring. Dis lof en aanbidding na Jesus, na die Heilige Gees, na God die Vader. So dit gaan om die drie eenheid, maar dit is altyd lof en aanbidding na die drie eenheid toe. En die Heilige Gees is daar om ons oë gefestig te hou op die Here. Die Heilige Gees maak ons bewus daarvan om bewus te wees van die teenwoordigheid van die Heilige Gees en om bewus te wees van God se nabyheid in ons lewe. Daar's 'n teksvers, ek het hom nou in Engels geskryf, Blessed are the pure of heart, for they shall see God. Met ander woorde, die pure of heart is die wat waaragtig God soek, wat werklik uitreik na God, wat werklik 'n verhouding het met God. Pure of heart is die wat in 'n right standing met God staan. En they shall see God.
Hulle sal in 'n verhouding met God staan en hulle sal by die Here eendag wees. So ons hartsbegeerte moet wees om pure of haar te wees. Dan sal ons werklik in 'n verhouding met die Here kan staan. Wat behels dit om suiwer van hart te wees? Nou hier kom dit wat ek nou vandag oor die Heilige Gees praat, maar eintlik praat ek oor wat moet ek doen om werklik in 'n verhouding met die Heilige Gees te kom. So dit behels om vry van sonde te kom. Nou, in elke mens se lewe kom lê daar sekere aspekte wat 'n mens bind, party mense is lui om Bybel te lees, party is lui om te bid, party is nie baie bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees nie, party is lui om kerk toe te gaan, party is onbewus van die Heilige Gees om hulle, wat ook al, want sonde is nie net noodwendig steel, roof en moord of whatever nie, sonde is binne sonde ook, weerwraak teen mense, bitterheid, so sonde is nie net dit wat jy kan sien nie, dit is binne sonde ook, vry van vrees en angs. Ek kry baie keer te doen met mense, wat die vyand bind, dat hulle leef in 'n gees van vrees en 'n gees van angs. Hulle het altyd vrees en angs binne in hulle. En mense sal dink, okay, dit is maar min mense, daar is verskriklik baie mense, wat die gees van vrees en angs in hulle toegelaat het, en daai gees beheer hulle lewe. Hulle het altyd hierdie knop op hulle maag. Vry van skuldgevoelens. Nou hier moet ons mooi verstaan. Die Here sê, as ek jou vrygemaak het, hoor my nou mooi, as ek jou vrygemaak het, sal jy waarlik vry wees. Met ander woorde, as jy sonde gedoen het, en die sonde bely het, dan kom God en hy sê, as jy jou sonde bely, ek is getrou en regverdig om jou van al jou sonde te vergewe, en jou vry te maak van die sonde. So, om vry te kom van skuldsgevoelens. Wat wil die vyand doen? Hy wil ons vashou aan skuldsgevoelens. Sê, onthou jy hoe ongeskik was jy daar? Onthou jy dit? Onthou jy dat? God kom en hy sê, maar die vereiste is, jy moet dit bely. God maak jou nie vry op dit wat jy nie bely nie. Jy moet jou sonde bely, by die naam noem. Vry van kwaad en woede, van die meer. Party mense het ek al ontmoet wat dink, hulle die reg om kwaad te kan word, hulle die reg om hulle woede te wys, hulle die reg om uitspraak te lewer oor hoe hulle voel en hulle onregverdigheid en hulle hoe die lewe hulle behandel. En nou kom die woord en sê, vry van kwaad en woede. Laat gaan dit. Want al wat gebeur is, jy is net besig om jouself binne te eintlik verontreinig om dit toe te laat. Let go, let God. Sê, Here, ek kan aan die saak niks doen nie, ek gee die saak vir u. Want kom ons sê vir mekaar, as iemand woede en kwaad teen jou het, wat kan jy doen? Niks. Gee dit vir die Here, sê, Here, ek gee daai woede en kwaad vir u. Ek let go, let God. Hanteer u dit vir my. En gee dit in God se hande, laat God dit hanteer. Nou wat sê die woord? Die woord sê, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. So as jy onreg pleeg teen iemand anders, dan sien God dit raak, en dan sê die woord, vreeslik is dit om te val in die hande van die lewende God. So as onreg na jou kant toe kom, oorhandig dit en gee dit vir die Here, want die Here sal dit hanteer. Vry van minderwaardigheid, oor wie jy is, en hoe jy voel. Die vyand wil vir ons baie keer minderwaardig laat voel, oor sekere aspekte. Net laat voel en dink, jy is nie goed genoeg in dit nie, jy is nie goed, ek kan nie sing nie. Glad nie, ek sal vreeslik graag wou sing.
gaan dit my help om minderwaardig te wees oor ek nie kan sing nie? Nee, die Here het my destyds op jonger was, kon ek voordra. So ek het baie voorgedra by kunswedstryd. Verstaan, ons moet ophou, onsself opweeg, omdat ons nie hierdie kwaliteit of eienskap het nie, maar die Here het iets in die plek daarvan gegee. So ons kan nie almal dieselfde wees nie, God dank, want dan nou is al die talente versprei. So God wil die talente versprei, maar ons laat toe, laat ons minderwaardig voel. Ek onthou, kom skielik by my nou op, nou die deel van my preek nie, maar ek onthou, ek was by 'n funksie, en daar was so 'n jongerige meisie, so in haar 20-21 se kant, en sy het langs my kom staan, 'n mooi ou meisietjie wat ek nie ken nie. Toe sê sy, ag, sy is nou verskriklik jammer vir my, dat ek nou so kort is. En dit moet verskriklik wees om kort te wees. Toe sê ek, maar my poppie, luister, kom ek sê nou vir jou, my ma is kort, my pa is kort, my ouma is kort. Hoe op God se aarde wil jy hê ek moet lank wees? Ek kom uit 'n kort familie, en ek het kort groot geword, en ek het oorleef, en ek is happy, en my man het my getroud oor 'n kort is, so, ek is happy. Vir my maak dit nie saak nie, want God het my geskape. Ek voel partykeer in my hart, saggies in my hart, net baie jammer vir vrouens wat langer as al die mans is. Dan dink ek, hulle moet 'n goeie selfbeeld hê, want ek het 'n vriendin wat, haar naam is Antoinette, sy is langer as my man, dink sy 6'2". So, verstaan, God het ons gemaak, en God sê, hy maak ons volmaak, en hy het ons gemaak vir wie en wat ons is, en dat ons vrede maak oor dit wat God in ons harte geplaas het, wat hy gemaak het, en wie en wat ons is, en dat ons nie minderwaardigheid toelaat. As iemand in weelde leef, bless hulle. As jy in minder weelde wees, leef, sê Here, dankie vir die goedheid en die guns oor my lewe, want God weet wat hy met elkeen van ons in storie het, en God kan vandag, hoor my nou, vandag kan hy 'n situasie verander, net so, na môre toe, hoor jy? Hy kan 'n situasie verander, want God beproef ons partykeer om te sien, of ons wanneer alles nie altyd gaan soos ons hoop en wens nie, dat God kyk of ons kan deurdruk, of ons kan vasbyt, of ons kan overkom, of ons overkommers kan word, want die Here het niemand se lewe volmaak gemaak nie. So hoe gaan ons regtig 'n godvrugtige lewe hê, as alles net wonderlik goed in ons lewe is? So die Here beproef ons in party opsigte met werk, met dit, met dat, met elkeen se lewe iets anders, maar in dit bly ons twee goed van God, afhanklik van God, afhanklik van hom, en aanhanklik aan hom. Dit beteken, ons bly vashou aan hom, want dit is ons roeping, dit is wat hy vir ons sê, ons moet wees. En dan sê hy, suiwer van hart beteken ook om vry van depressie te wees, vry van negatiewe dinge, vry van traumas. Nou ek wil sê, baie keer gaan mense deur traumas. Dit is maar die lewe. Maar God se hart is dat ons in trauma oorwinning sal kry. En dat ons in die oorwinning, in die trauma, die oorwinning in die Here kry. Nie oorwinning in onsself nie, maar ons oorwinning lê in die Here, want hy kom en sê, hy maak ons meer as oorwinnaars. Want, hoe groei ons? Hoe kan ons groei? Groei vind net plaas, wanneer alles nie altyd so wonderlik om jou gaan nie, wanneer jy die Here in jou lewe nodig het, wat jy nodig het om te bid, dat jy nodig het om by die voete van die Here te bly, dat jy nodig het om te sê, Vader, is net U wat my kan help. En dan kom die Here in sy goddelike alwysheid, en hy kom en hy lig ons op, en hy doen die onmoontlike, en wanneer hy die onmoontlike doen, dan sien ons, die Here het ingegryp.
dis groei, want ons het vas bly staan en weet, vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek daai teksvers seker 20 maal op 'n dag opgesê. Vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Want dit bekragtig jou gees en sê vir jou, dat dit wat jy nou sien, wat nou gebeur, is vir die nou. Maar God sê, ek is ook jou God van jou môre. So vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Want God is jou God van die nou, maar hy is ook jou God van jou môre. So in dit, gee die Here vir ons hoop, dat ons nie ons vasbind en blind staar teen wat nou met ons gebeur nie. Want God sê, hy is die God van die môre. As hy die God van môre is, dan is dit hoop wat na môre toe kyk. En dis wat God wil hê ons moet in ons harte hê, is hoop. Wat behels dit? Dit behels hierdie positiewe wat die Here gee, dat hy is in ons môre, hy gee ons hoop, dat God wil hê, ons moet die negatiewe, dit wat ons vasbind, dit wat ons laat glo, dat Here sal jy ooit 'n uitkoms kom, Here sal jy ooit ingryp, Here, kyk net hoe gaan dit, Here, ek sien nie lig nie, ek sien nie hoop nie, daar niks gebeur nie, daar kom nie oproepe nie, Here, wat? Ons moet ontslaa raak van die negatiewe, wat 'n vasdra plek in ons lewe kry. Nou wil ek vandag sê, die vyand is 'n meester om uit te vind waar jou Achilleshiel, jou swak plekkie lê. En dan dit waar jou swak plekkie is, dan hamer hy op jou swak plekkie. So dan kry hy vasdra plek in jou geesdimensie op jou swak plekkie. So hy weet waar is jou swak plekkie. By die een is dit finansies, by die een is dit gesondheid, by die een is dit 'n huwelik, by die ander een is dit kinders, by die ander een is dit finansies, by elkeen verskil dit. Maar nou kom die vyand en hy wil hê, jy moet 'n vasdra plek kry en dink, Here, dit gaan nooit verander nie. Nee, dit gaan verander, want in hom is ons meer as oorwinnaars deur Christus wat ons krag gee. Hy gee ons die hoop, hy gee ons die woord, dat ons op die woord staan en dit proklameer en dit verkondig. Die Here wil hê, dat ons moet verstaan, ons identiteit, ons menswaardigheid, ons menswees, met ander woorde, dit wie jy is gesetel in hom. Met ander woorde, is Martlie beangs oor haar longe? Nee. Is ek beangs oor die dag van môre? Nee, want die woord sê, ons is meer as oorwinnaars. So nou die oorwinnaars, elkeen is 'n oorwinnaar op 'n ander manier. Die oorwinning wat sy wil hê, is 'n ander oorwinning as wat ek wil hê. Die oorwinning wat julle wil hê, is 'n ander oorwinning. Want sien, God werk met elkeen op sy eie unieke manier. En God doen wonderwerke vir ons elkeen op sy eie unieke manier. Daar waar jy kom en sê, Here, U moet help, U moet ingryp, U moet 'n verandering bring. Daar kom hy en hy sê, my kind, op die regte tyd maak ek dit vir jou moontlik. So hy is die God wat verandering bring. En wil God hê, dat ons, om dit te verkry, moet ons seker maak, dat ons harte suiwer is. So ons moenie kom. Ek onthou, kom skielik by my op, my middelkind, hy het eendag vir my gesê, mamma, as ek baie soet is, sal mamma dan vir my 'n sweetie gee. Ander woorde, hy het met 'n voorwaarde gekom, as ek baie soet is, sal mamma dan vir my 'n sweetie gee. Nou God wil nie hê, ons moet met daai voorwaarde kom. Vader, as ek U aanbid in waarheid en in eerlikheid, en dit sal U vir my. Nee, die Here sê in sy woord,
kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Met ander woorde, hy sê, bring dit wat jou las is na my toe, lê dit by my voete neer, los dit daar, en kom in my rus. En om 'n God se rus te gaan, is eintlik 'n genadegawe. Want 'n mens kan toelaat dat dit wat jou bekommer, wat jou beangs, jou so besig hou, want die vyand wil hê, ons moet besig wees met ons bekommernis. Maar as ons dit vir die Here gegee het, en dit daar gelos het, dan sê die Here, kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou rus gee. So God wil hê, ons moet in sy rus ingaan, ons moet rustig raak, ons moet sê, Here, dankie, in plaas van vra, net te kom en sê, dankie, U is in beheer, U neem beheer van my situasie, U is in beheer en ek dank U daarvoor. En los dit dan by die Here en hou net aan om loof en prys en eer en die Here sal daarna omsien. Die Here wil hê dat ons deur die Heilige Gees, God sal toelaat om deur die Heilige Gees ons harte te besny. Dit beteken om God toe te laat om ons hart te besny. Nou, my man is lief om biltong te eet met 'n knipmes. Dan ek kan dit nie doen nie, maar hy doen dit. En dan sny hy stukkie vir stukkie af. En toe ek hierdie skryf, toe sien ek in my gees, God besny ons hart. Hy kom sny stukkie vir stukkie af. Wat vrees, angs, benoudheid, bekommernis, ongeduldigheid, woede, wat ook al in jou hart kom lê, benoudheid oor jou toekoms of wat ook al, kom die Here en hy sny stukkie vir stukkie vir stukkie. Soos wat my man die biltong stukkie vir stukkie sny, kom die Here en hy haal dit uit ons hart uit, sodat ons suiwer op God kan vertrou, te midde van alles. Hoe stap ons in oorwinning? Ons stap in oorwinning deur God toe te laat om hierdie besnydenis in ons hart te doen. Want kom ek sê vir jou vandag, dit is nie altyd maklik wanneer die Here met jou werk nie. Want partykeer praat die Here oor sekere aspekte in jou lewe met jou. En dan is die Here besig met 'n buitel om jou suiwer te maak. En daardie buitel is nie altyd wonderlik maklik nie. Maar in dit leer hy ons geloof. Hy leer ons om hom te vertrou. Hy leer ons om op sy woord te staan. Hy leer ons om woord te spreek. Hy leer ons om te aanhou bid. Hy leer ons om hom te vertrou. Jy sien, soos God aan ons werk, ons in ons omstandighede wat nie altyd wonderlik is, die dinge gaan verkeerd en jy dink, Here, waar is U? Hoekom gryp U nie in nie? God is besig om ons te buitel en in dit leer ons om te fokus op hom en leer ons om hom te vertrou. Hoe bereik ons hierdie lewe van oorwinning? Hoe kan ons maak dat ons in oorwinning stap, dat hierdie angs en vrees en bekommernis oor die toekoms van ons afgaan? Om stil te word in die teenwoordigheid van die Here. Nou, hoekom sê ek om stil te word vir die teenwoordigheid van die Here? Want wanneer ons bid, praat ons aan mekaar. Ons gaan in ons bid en ons sê, Here dit, Here dit, Here dit, Here dit, Here dit. Soms moet ons net by die voete van die Here gaan sit en sê, Vader, ek vra kom bedien my vandag met die Heilige Gees. Raak net stil. Laat die Here tyd kry om deur die Heilige Gees met jou te praat. Want ons praat, maar ons gee nooit God kans om ook na ons kant toe in ons geesmens te praat en vir ons dinge oop te maak, dinge te laat verstaan nie. Ons moet die stem van die Heilige Gees leer ken. Ons moet leer om te hoor as die Heilige Gees met ons praat. Partykeer is ons so besig, die lewe sluk ons so in, dat ons nie die kans vir die Heilige Gees gee om met ons te praat nie. En eintlik, in sekere situasies, moet ons leer om te sê, Here, wat sê U nou vir my rondom hierdie saak? Wat wil U hê moet ek nou doen rondom hierdie saak? Wat sê U rondom hierdie saak? Met ander woorde,
gaan word stil en hoor net wat sê die Here oor die saak. Want baie keer maak ons ons eie gedagte op, ons maak ons eie mind op soos ons sê. En dan tree ons toe, en partykeer tree ons toe met glad nie 'n baie mooi altruïstiese, suiwer goddelike hart nie. Ons tree toe en ons dink maar nou gaan ek my sê en wat. In plaas van dat ons terugstaan en sê, Here, nou gee ek hierdie saak vir u, wat sê u vir my? Wat moet ek in hierdie saak doen? As ons die stem van die Heilige Gees leer ken, dan leer ons om te onderskei wat die Here eintlik vir ons sê. Ja, kom lê partykeer net iets in jou gees, mens, wat jy net skielik besef, is dit wat die Here eintlik bedoel? So ons moet God kans gee om met ons te praat. Ons moet daagliks kontak maak met die Here. Ons kan nie verwag die Here moet ons onderhou en vir ons sorg as ons nie met hom kontak maak nie. Hoe langer ons uitstel om kontak met die Here te maak, hoe meer bied ons geleentheid vir die vyand om in te beweeg en hoe meer verswak ons verhouding met die Here en meer kom daar die belangrike woord afstand tussen ons en die Here. Die woord sê, soek my aangesig, bly by die Here se voete. Ons moet bereid wees om oor sekere sake te bid, wat die Here ook op jou hart plaas. En hier het die Here vir my gewys, ons as gelowiges, en ek sluit myself daarby in, ons bid so baie oor me, my en myself, en oor ons familie en ons dinge. Die Here het nou eendag vir my gesê, Marklie, julle bid nou so alles oor julle self. Wie in hierdie land bid oor die land? Wie bid oor die land? Wie bid oor die veiligheid van die land? Wie bid oor die regering van die land? Wie bid oor die welstand van die land? Wie bid oor die godsdienst in die land? Wie bid dat die Here ingryp in sekere situasies in die land? Wie bid vir die leiers dat die Here, amper wil ek sê hulle reggerig, ek sê dit hakies, dat die Here met hulle sal praat, dat hulle ore sal oopgaan en die stem van die Here sal hoor, ekskuus wat ek nou sê, wat impulsief, dat die Here met hulle sal praat, dat die Here hulle geesmens oopmaak, dat hulle hoor wat die Here sê, dat die Here in beheer van ons land is, dat die Here in beheer van jou gesin is, dat die Here in beheer van jou werk is, dat die Here in beheer van sekere situasies is. Ons bid oor ons klein kringetjie en God wil hê ons moet weier bid. As ons as gelowiges, hoor nou vandag wat ek sê, as ons as gelowiges nie vir hierdie land en sy leiers en ons volk en die Christene in hierdie land en vir die Christendom gaan bid nie, het ons moeilikheid baie vinnig op pad. Want die Christendom is op die oomblik in hierdie land onder 'n stervuur. En ek sê vir julle, dit kom van bo af, ons Christendom is onder 'n stervuur. As ons as gelowiges nie begin bid vir die Christendom in hierdie land en vir God smeek om ons land te bewaar en ons kerk te bewaar en ons Christene bewaar nie, en ingryp in die besluitnemings wat geneem word op hoë vlak, as God nie ingryp nie, sê ek, kan hier probleme kom. So ons het 'n plig om te bid vir ons regering. Ons het 'n plig om te bid oor die besluitneming van die land. Ons het 'n plig om te bid vir ons algemene welsyn in ons land. Ons het 'n plig, vir my is dit baie belangrik, om te bid selfs vir my taal. Om te bid en te sê, Here, dis die taal wat U my gegee het. Dit is kosbare taal. En dat U my taal sal beskerm, dat dit nie net op die sypaadjie gevee word nie. Verstaan, God wil hê, ons moet weier bid. Ons moet bid vir ons familie. Ons moet bid vir ons geliefdes. Ons moet bid vir ons kerk. Ons moet bid vir dit wat God op jou hart lê. Want, hoe werk dit? Jy bid jou gebed. Dan kom jy, dan sê Vader, nou bid ek vir dit wat U op my hart lê. Wat is dit wat U op my hart lê? En dan maak jy oop, dat die Here vir jou wys, wat lê op sy hart,
wat hy wil hê, jy moet bid. Want as die gelowiges nie gaan intree vir die land nie, as die gelowiges nie vir Christendom gaan intree nie, wie beskerm dit? So ons moet leer om geestelik te hoor wat God wil hê dat ons moet bid. Ek het hier geskryf, ons moet waak teen selfsugtigheid, selfs in ons gebedslewe. Want baie keer is mens haastig en dan bid jy net altruïstiese gebede, dit wat rondom jou en jou familie in goed raak. En God vra kinders, my gelowiges, ek is julle Vader, kom hoor by my, wat ek wil hê, waarvoor julle moet intree. Dat dit ook 'n gebed van ons hart word en sê, Here, ek is bereid, ek gee my tyd vir u, vir dit wat u op my hart lê. Dan moet ons ook die Heilige Gees toelaat om deur die krag van die Heilige Gees ons te kom bedien. Want soms lê daar pyn en seer en teleurstelling in ons hart. En dan net te kom en te sê, Here, vanoggend staan ek voor u en ek vra dat u deur die Heilige Gees my net vanoggend sal kom bedien. En dan kan jy in taal bid, of jy sing, of jy raak net stil, of jy prys die Here, en jy laat toe dat die Heilige Gees net kom en jou bedien. Want wanneer die Heilige Gees jou bedien, sê die woord, dan versterk hy jou geesmens. Hy bekragtig jou, hy maak jou sterk, hy help jou om die dinge te hanteer wat jy moet hanteer, wat op jou pad kom. Dan is daar 'n ander aspek. As ons bid, dan kom ons baie keer met eintlik 'n agenda na die Here. Jy weet waarvoor jy bid vir dit en dit en dit en dit en dit en dan sê jy amen. Nou kom die Here en die Here sê vandag, my kind, ek hoor jou behoefte, ek hoor jy dit en dit en dit en dit en dit nodig, ek hoor jou behoefte. Maar ek wil ook hê, hoor my behoefte. Kom en sê, Heilige Gees, wat lê op u hart, wat u wil hê, ek voor moet intree? Waarvoor tree ek in vandag? Vir wie moet ek intree? Dalk is dit vir familielede van jou, dalk is dit vir vriende, dalk is dit jou kinders, dalk is dit jou eggenoot, wat ook al. Ek dink, ons is so selfsugtig, ons bid me, my en myself so goed, in plaas van dat ons vir die Here vra, Vader, wat wil u hê? Vir wie? Vir wat moet ek vandag bid? Dat ons moet leer om weier uit te bid vir wat op die Here se hart is. Ek lees in 'n boek, The Helper, van Catherine Marshall. Dit is 'n boek wat sy geskryf het, The Helper. Sy en haar 2 kinders was op pad en hulle sou met 'n vliegtuig gegaan het. Hulle het die vliegtuig gesit reeds op hulle plekke. Hulle het klaar die bagasie in die bagasieruim gesit. En hulle sit in die vliegtuig is net gereed om te vertrek. En op daardie oomblik sê die Here vir haar dat sy en haar kinders moet dadelik uit die vliegtuig klim en hulle bagasie ook vat. Nou nodeloos om te sê dat die man was baie vies. Toe sy sê, jy weet, uitklim, sê maak oop die deur, want die deur was toegemaak al, hy was reg om op te styg, en sy sê sy wil uit, en toe gaan sy en sy sê hulle moet asseblief haar bagasie uithaal, met moeite, sy skryf met moeite, het sy haar bagasie gekry. Toe het sy haar familie, haar man gebel en gesê, kom kry haar en haar 3 kinders by die lughawe. Hy kan nie verstaan wat aangaan nie, sy sê, ek sal jou later vertel. Die aand oor die nuus, hoor sy, dat daardie vliegtuig met 743 mense verongeluk het en almal is dood.
So die Here het haar en haar 2 kinders betyds uit die vliegtuig gehaal, want hy het besef hierdie vliegtuig gaan val. Die vraag is, het die Here net met haar gepraat, of met ander gelowiges in die vliegtuig, maar hulle het nie gereageer nie. Nou wat wil ek vandag vir jou sê? Die Here het vir Catherine gespaar met haar 2 kinders, want sy het sy stem gehoor. Ek wil vandag vir jou vra, hoor jy die stem van die Here? Hoor jy wanneer die Here met jou praat? Is jy ingestel op sy stem? As jy nie is nie, dan moet jy vra, Heilige Gees, maak my geestelike ore oop en my geestelike hart oop en my brein, dat ek gehoorsaam en oop is vir u stem. Want ek glo die Heilige Gees praat baie keer in sekere situasies met ons, maar omdat ons nie geestelik ingestel is om te luister nie, hoor ons nie. Hier glo ek kan nie dink 743 insittendes, daar moes ander gelowiges ook gewees het, maar hulle was nie geestelik ingestel om die stem van die Heilige Gees daai oomblik te onderskei nie. En dit was my interessant, dat die Here haar sitplek laat inneem het, en toe vir haar gesê het, sy moet ontruim. So baie keer kom die Here op die laaste sekond in, met 2 goed. Hy kom op die laaste sekond met 'n wonderwerk in jou lewe. Goed waarvoor jy bid, wat jy dink, Here, ek weet nie of u die onmoontlike vir my moontlik gaan maak nie. Nou hoor vandag, die Here toets jou geloof. Hy is die God van die onmoontlike en hy kom partykeer op die laaste sekond in. Op die laaste sekond kom hy en hy red 'n siel, wat jy gedink het, jy kan daai persoon afskryf, hy sal nooit wragtig by die Here uitkom nie. Die laaste sekond kom die Here in, en die Here red 'n siel. Vertrou die Here. Wat is geloof? Geloof is om die onsigbare te glo, om vas te hou aan dit wat jy nie sien nie, om te glo dit wat jy nie sien nie, om daaraan vas te hou, dit is geloof, om die onsigbare te glo. En ek wil vandag vir jou sê, God was interessant dat hy gewag het, dat hierdie mense gaan sit het, en toe met haar gepraat het. Hy kon by die huis vir haar gesê het, moenie vliegtuig gaan klim nie. Hy het haar geloof getoets, of sy luister en gehoorsaam. Dit was 'n daad van gehoorsaamheid. En die Here toets ons gehoorsaamheid. En partykeer praat die Here met ons, maar ons is so besig dat ons nie hoor nie. En partykeer vra ons nie die Here nie. Ons maak ons eie gedagtes op en ons gaan voort. Amper wil ek sê, ploeg voort. Ons moet ingestel word om die stem van die Here te hoor. Ek glo dat daar op daai vliegtuig was ander gelowiges. Maar hulle was nie ingestel op die stem van die Heilige Gees nie. So ons moet in diepte en erns sê, Here, leer my, besny my geestelike ore. 2 goed, om u stem te hoor, maar om die geloof te hê, dat u die God van die onmoontlike is, al lyk dit vir my menslik onmoontlik. Hou ek vas in geloof dat u die God van die onmoontlike is. Dit is belangrik om die stem van die Heilige Gees te kan onderskei. Ons moet onsself oefen om die stem van die Heilige Gees te kan onderskei. Daai ietsie wat in jou geesmens kom lê. Partykeer in situasies, as jy in retrospeksie terugkyk, dan besef jy, eintlik het die Here met jou gepraat. Eintlik het die Here jou gewaarsku. Jy het so half gevoel jy moenie, of jy moenie gaan nie, of jy moenie dit nie, of jy moenie dat nie. En in retrospeksie besef jy eintlik het die Here met jou gepraat. Maar jy was nie seker, is dit die Here of is dit jouself nie?
wanneer ons werklik poog om in 'n naby verhouding met die Here te kom, dan word ons skerper in die gees om sy stem te onderskei en te hoor wat hy sê, om te onderskei wat hy op jou geesmens lê en daarop te reageer. Iets wat ek agtergekom het, partykeer as ek toelaat dat daar 'n las op my geesmens lê, dan kan ek bid oor die saak. Maar ek het geleer, as ek begin om sommer net so te neerie of saggies te praise en te worship, of om 'n skrif te lees of skrif te proklameer, vir hulle wat God lief is, werk alles ten goeie mee. Dankie Here, dat U alles ten goeie laat meewerk. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee, so om skrif te gee, of om te sing of wat. God soek partykeer, net om te sien of daar geloof in jou lê. So, dit help nie ons bly, Here, U moet nou ingryp, Here, dis tyd dat U deurbreek, Here, nee, begin die teenoorgestelde doen, sê, dankie Here, U gryp in, dankie vir hulle wat God lief het, werk alles ten goeie mee, dankie dat ek meer as oorwinnaar is, in Christus wat my krag gee, verstaan, ons moet baie keer in geloof toetree, en die teenoorgestelde proklameer, sodat ons leer om in oorwinning op te staan, en in daai oorwinning, want daai oorwinning gee ons geloof. Wat is geloof? Geloof is om die onsigbare te glo. Geloof is nie om dit wat jy sien te glo nie, dis zero geloof. Geloof is om die onsigbare te glo. So God soek dit in ons, om die onsigbare wat nog nie gebeur het nie, te glo en God te dank daarvoor. Dis geloof. Ek gaan dit weer sê. Geloof is om die onsigbare, dit wat jy nog nie gesien het nie, God te dank daarvoor en te glo dat God dit gaan doen en God dankie te sê daarvoor. Dis geloof. Dis die woord sê, dis wat geloof is, om die onsigbare te glo en die Here te dank daarvoor. Ek het geleer in myself om te praise en worship, om die Here net te loof en te prys, bring lig baie keer in mense geesmense op. Net sommer bietjie die Here te loof en te prys. Partykeer sê ek woord, partykeer sing ek, wat ook al, ek voel hoe lig dit my gees. Partykeer quoteer ek woord, dan sê ek, Here, dankie dat jy in die woord dit sê, dankie dat jy dit sê, dan quoteer ek woord, en dan voel ek hoe lig ek. Partykeer sing ek sommer 'n liedjie. Dit lig jou gees. Hoekom? Want dit connect jou met die Here, met die Heilige Gees, en die vyand sien, wat sien hy? Geloof, en hy los die saak. So, die Here wil hê, ons moet die teenoorgestelde doen wat die vyand wil hê. Die vyand wil hê, ons moet sê, ag Here, asseblief Vader, U moet ingryp. Here, U moet nou ingryp, U moet deurdruk, Here, dit en dit. As jy dit gevra het, pragtig. En sê die Here, vra met lofsange, kom met lofsange na hom toe. Begin vra met danksegging. Nou wat is danksegging? Dankie Here, lofsange, prys en worship. Dis danksegging. Vra met danksegging. Dis die twee teenoorgesteldes. Vra met danksegging. Danksegging beteken, ek vra, maar ek sê klaar dankie vir dit wat ek nog nie sien nie. Dan moet ons 'n ander aspek aanspreek, en dit is, dat ons moet ingestel wees, om die stem van die Heilige Gees te leer onderskei. Daai vrou in die vliegtuig, was so fyn ingestel op die Heilige Gees, dat sy onderskei het, dat die Heilige Gees vir haar sê, vat jou 2 kinders, kry jou tasse, en ek glo, daai mense was nie baie vriendelik met haar, toe die vliegtuig al die motore aan is en sê, nou wil sy uitklim nie. Maar die Here het haar beskerm in die saak, en nou wil ek vandag sê, ons moet ingestel wees, ons moet die Here vra, dat hy in ons geesmens 'n sensitiwiteit sal kom, in ons geesmens inbou, dat ons sensitief is om sy stem te hoor, en sensitief is vir wat hy van ons verwag.
Ons moet vra dat die Here ons geestelike ore en ons geestelike oë sal besny. Nou, dit beteken dat dit wat ek sien, as ek vra, Here, besny my geestelike oë en my geestelike ore, dit wat ek hoor, dan hoor jy as daar negatief gepraat word, as daar verkeerde goed na jou toe kom, jy hoor dit en jy sny dit af. As jy goed sien, wat jy besef, ja, hierdie is nie in die wil van die Here nie, dan sny jy dit van jou af. So ons kan nie blindelings in die lewe ingaan en blindelings nie, hoor nie, sien nie, en dink, ag toe maar die Here gaan my beskerm. Nee, ons moet vra die Here moet ons oë en ons ore besny, dat ons veilig ingestel is om te hoor en te sien wat God ons eintlik wil beskerm. Want as sy nie haar ore besny was nie, het sy verragtig nie gehoor nie. So ek wil vandag sê, vra die Here, besny my ore, besny my oë, dat ek sien as daar 'n ongeluk op pad is, dat ek sien en hoor wat ek moet hoor as u met my praat, dat ek sien vorentoe, waarteen u my beskerm en waarteen u my waarsku. Ons maak baie staat op ons eie krag en ons eie denke. Ons dink, ons het nou vanoggend gebid, so die Here sal vandag met ons gaan. Nee, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. So ja, ons het vanoggend gebid, ons het vir die Here gevra, gaan met hom, maar daarom sê die woord, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. So, soos jy beweeg, sê, dankie Here, u is in beheer van dit, dankie Here, u is in beheer van dit, dankie Here, u kom hierin. So, raak bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Ons laat toe dat die lewe ons insluk. En omdat die lewe ons insluk met gejaagdheid en besig wees in goed, gebeur goed met ons in sekere situasies waarin ons nie beheer het nie. En dan is dit omdat ons nie stil geword het en gesê het, Here, help my om dit te sien kom, help my om dit te hoor kom, stel my gees in om betyds te reageer. Tereg sê die woord, moenie staat maak op eie insigte nie. Spreuke 3 vers 6 sê, ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. En hierdie vers is vir my 'n kragtige vers. Die Here sê nie, ek gaan hom prakties stel. As jy werk toe ry jy net een pad? Net 'n reguit pad? Nee. Die woord sê, ken hom in al jou weë. Met ander woorde, alles wat vandag met my, al die verskillende paaie waar ek beweeg, ken hom in daai paaie, sê, Here, gaan saam met my soontoe, Here, wys my hier, Here, help my deur die Heilige Gees in hierdie situasie, Here, help my in hierdie, ken hom in al jou weë. Ons dink die gebedjie van vanoggend moet ons beskerm deur die hele dag, maar God sê, ken hom in al jou weë, want daar kom hiccups op ons pad, en dan weet ons nie altyd om dit te hanteer nie, en nou kom die Here en hy sê, my kinders, my Heilige Gees is beskikbaar, maar vra net elke keer vir my Heilige Gees, vra net elke keer, Here, maak my geestelike oë oop, laat ek die vangplek hier sien, Here, help my in hierdie situasie, as jy in 'n lang tou staan, goed, nou wag ons paadjie af. Nee! Jy sê, Here, ek bid dat u hulp instuur vir die dame wat daar voor is. Here, ek bid dat daar ekstra hulp inkom. Here, ek bid dat u 'n volgende persoon in beheer sit van 'n volgende tafel. Verstaan, neem beheer van jou situasie. Neem beheer van wat met jou gebeur. Want dit is waarvoor God kom en sê, sy Heilige Gees is daar tot ons beskikking. Maar God wag dat ons toetree in geloof en in geloof die Here vertrou, want God sê, hy is die God van die onmoontlike. Hy kan, as jy in 'n lang tou staan, kan hy gee, dat iemand die idee kry om nog iemand in beheer te stel, om 'n tweede ry te kan hanteer, en dan die helfte van hierdie gaan soontoe. So ons hoef nie dat die lewe altyd oor ons neerval nie.
Ken hom in al jou weë en die Here sal jou paaie vir jou gelyk maak. Ten slotte, ons is baie keer geneig om staat te maak op ons eie denke, op ons eie krag, ons eie inisiatief en dit wat ons vanoggend gevra het. Nou sê die Here, ken hom in al jou weë. En ek besef dat ons moet voortdurend poog om in 'n amper 'n koneksie met die Heilige Gees te wees. Want dan sê die Here, sal ek jou paaie gelyk maak. Iets wat skielik by my opkom. Ek het al in moeilike situasies geland met mense wat aanvallend is, gemeenerig is, ongeskik is. Wat staan ons te doen? Ek bid. Ek sê, Here, ek neem beheer van daai persoon se mond, ek kanselleer dit nou in Jesus naam. Ek bind elke negatiewe woord, ek kanselleer elke negatiewe aspek van daardie persoon, ek bind dit nou in Jesus naam. Op grond van Matteus 18:18 neem ek nou beheer en ek kanselleer dit bo in die hemel, op die aarde, onder die aarde, under your breath. Stil, neem ek beheer van 'n situasie. God wil nie hê dat ons moet swaar kry nie, maar God wil ook hê dat ons moet leer om oorlogvoering te kan doen en te kan sien waar die vyand vir ons plekke stel, waar 'n persoon ons te nakom of 'n situasie gebeur. Neem beheer van daai situasie, bind dit, kanselleer dit, under your breath. Staan op en sê, Here, ek neem beheer van hierdie situasie nou in Jesus naam. Met die autoriteit wat U my gegee het, under my breath, dan sê ek, Here, ek maak partykeer of ek iets uit my handsak haal, dan doen ek dit under my breath, bid ek dit hardop en ek neem beheer van 'n situasie. Jy sien, God wil hê ons moet in oorwinning stap en ons kan dit net doen as ons weet wat warfare is, wat ons weet wie ons wat ons is in God. Ons is meer as oorwinnaar deur Christus wat my krag gee. En God wil hê ons moet 'n pad van oorwinning stap in sy oorwinning. Ek wil klaarmaak om te sê, ons prys die Here dat ons oorwinning behaal in hom. Maar ons moet ook besef, ons is feilbare mense en dat daar areas in ons lewe is waaraan ons nog moet werk. En ons moet by die Heilige Gees hoor, watter area in ons lewe moet ons nog aan werk? Miskien onvergewensgesindheid, ons toegewydheid, nie genoegsame Bybelkennis nie, onverdraagsaamheid, wigmoedigheid, bitterheid, kwaadwilligheid, wat in ons moet ons afstand doen. Want sien, dit is vir ons maklik om dit by ander te sien en te bind, maar ons moet ook vir die Here vra, wat wil hy hê, moet ons op die altaar sit. Want daar is soms goed wat skielik uitpop, wat God wil hê, ons moet op die altaar sit en sê, Here, ek bely dit en ek bring dit vandag op die altaar na U toe en ek vra, haal dit ook uit my sisteem uit. God se hart is vir elkeen van ons, dat ons meer as oorwinnaars in hom sal wees. Dat ons dit sal wees in ons geloof, dat ons oorwinnaars sal wees in ons lewenswandel, dat ons dit sal wees in ons verhouding met die wêreld om ons, in totaliteit, ons verhouding met God en met die wêreld om ons, dat ons so sal lewe, dat ons onder God se beskerming is, maar dat ons meer as oorwinnaars is in hom. Want in dit beleef ons God se beskerming, beleef ons God se vrede en beleef ons bo alles dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U U Heilige Gees gestuur het. Dat U Heilige Gees
inspraak in ons geesmens maak, dat die Heilige Gees, daai stemmetjie in ons binneste is, wat met ons praat, want Here, ons is net mense wat foute maak, maar dankie, dat U deur die Heilige Gees ons rig en lei, want U wil hê dat ons meer as oorwinnaars moet wees. Maar dankie Here, dat U ook kom en deur die Heilige Gees vir ons die pad gelyk maak en vir ons die dinge uitwerk en ons waarsku deur die Heilige Gees. En Here, die gebed van my hart is, dat U vir ons meer as oorwinnaars maak in Christus, wat ons liefhet en wat ons beskerm, en dat die Heilige Gees ons sal oordek en beskerm, sodat ons godvrugtig kan lewe. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.